Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Okay, so ek wil bietjie of course gaan. Ons het praat law, maar eintlik dink is baie belangrik om ook te praat oor die produktiwiteit vir prokureurs, maar eintlik enige professionele persoon, of ek wil selfs so ver gaan sê, enigiemand wat met klomp projekte werk op 'n browser-based tipe work-life. So as jy baie tyd op jou browser spandeer, of net eintlik op jou rekenaar, maar jy werk met klomp verskillende goed wat jy moet van trek hou, dan dink ek hierdie is vir jou. So ek wil praat oor top 5 produktiwiteit tools, apps, wat ek gebruik, my tried and tested as 'n ADHD groot mens, wat gesukkel het om te swat, en gesukkel het om te konsentreer, en stil te sit en sulke goed, en nou dit vir 'n lewe moet doen, in 'n omgewing wat baie stresvol is, groot druk, klomp verskillende verantwoordelikhede, en dan om dit nou nog erger te maak, baie keer in 'n spanverband om van ander mense afhanklik te wees, en goed rond te pas tussen mekaar, dan ontstaan daar allerhande vra, jy weet wat mense die hele tyd moet vra is, wie doen wat trek wat, wie is met wat besig, waarvoor is ons alles verantwoordelik, wanneer moet wat klaar, waar is die dag heen, waar is die jaar heen, as ons nie hierdie goeders behoorlik trek nie, dan is dit so vinnig, en die jaar is verby, ons het 'n hele dag verloor, en ons het nie die produktiwiteit, ons het nie uitgevoer wat ons wou nie, en dan uiteindelik veroorsaak het 'n gevoel van oorweldigheid, en ek was al daar, daar's net te veel bewegende dele, mens wil jou standaarde volhou, maar mens raak agter, probeer dit dalk regmaak en fix, maar verdwaal in die chaos, en uiteindelik dan is dit 'n kwessie van verdrink, maar waarop dit regtig neerkom is eintlik soos om apaties te wees, om te sê, wel, ek gaan nou net oor party goed nie meer omgee nie, want ek kan nie by alles uitkom nie, en ek het baie kere vir die klerke by die kantoor, dan sê ek, as jy besig om te verdrink, gebruik jou laaste asem om te skree. So, moenie net een kant gaan sit en sê, die val die bomme nie, gaan praat met iemand en reik uit, maar die vraag is, waar begin 'n mens? So, iemand anders kan nie altyd help met 'n probleem nie, so, ek het dan soos 'n basiese DIY toolset, wat ek oor tyd nou maar op afgekom het, en ook bietjie na verkenning. Ek wil net as 'n disclaimer noem, dat dit gaan nie oor die spesifieke tool nie, dit gaan oor die funksie van die tool. Dat ek is eintlik 'n tool agnostic, ek gee nie om wat 'n app of software of foon of wat ook al nie, dit gaan vir my daaroor om net iets te kry wat eintlik 'n werkswyse impliseer. Ja, so wat ek gewoonlik sê is, dit gaan oor die proses, né? Want ek was 'n prosesingenieur, ek het baie met business process management tools en goeders. So wat jy sê, dis nie die tool nie, dit is, wat is hierdie prosedure wat ek in my besigheid, in my lewe wil implementeer, en dan die tool, is daar klaar 'n tool wat perfek vir my werk, of te sê, wat se tool kan ek so 'n bietjie spoeg en plak en modifieer, of 'n paar tools saam gebruik, ek het 'n hamer en 'n spyker, en 'n skroewedraaier en 'n saag, en ek weet wanneer om in my, die value chain, en hoe ek dinge aan mekaar slaan, werk hierdie lekker. Ja. Die belangrikste is om nie 'n tool te wees nie. Exactly. So, hierdie is net 'n goeie begin, en ek raai enigiemand aan, gaan vind gerus ietsie beters, en dis ook geen borge betrokke of iets is dit nie, so dis maar net, en ja, jy's reg, hierdie is soos die duct tape, cable ties, blou draad. /Klipkouer Son. As geen, niks nie, ons kry niks nie, /Klipkouer Son. Afslag aan na hierdie link. Gebruik net hierdie coupon. So, ja, dit is basically waarop het neerkom. So, dit is om goed wat mens van die rak af gaan haal, vinnig install, vinnig leer ken, wat dadelik eintlik werk, en wat onmiddellik effect het. So, ek sal begin met die boring but useful harvest time tracking. So, dit is maar net 'n ding om myself of iemand anders accountable te hou, meestal myself, deur net te kyk waarmee hou ek myself besig. Dit vat dissipline, om Trek hy foon en browser.
Nee, wel dis actually hoe hierdie werk is, jy maak 'n lys van jou projekte en elke taak wat jy begin, tik jy net in wat se projek is dit en wat se taak doen jy en hy het 'n timer start stop of jy kan na die tyd net 'n tyd insit van dit was 5 of 10 of hier in 15 minute. So dan uiteindelik dan het jy verslae wat jy net so in 'n invoice kan omsit. Dis nou veral as jy met tyd werk, jy weet, ek dink prokureurs en auditeure en eintlik weet klomp professies wat eintlik maar tyd verkoop en so ek gebruik dit maar net vir billable en bartering werk. Ek doen nie al my persoonlike goed en so nie, maar mens kan dit ook doen want dan kan jy sien jou pet project hoeveel tyd vat dit, maar dit is bietjie ekstra energie, maar is baie werd om dan uiteindelik data te hê oor waaraan spandeer wie tyd. Nou kyk, ek wil nie te lank oor Harvest praat nie, maar dis omtrent so R200 'n maand, $10. Meeste van die goed is tipies so $10 'n maand per user. Dan die volgende een is Trello of Jira van Atlassian. Ja, so interessant ding net om aan te sluit. So Trello was die begin toe en weer for free en toe Atlassian het hulle uitgekoop. Die rede vir dit is omdat Jira het soveel meer kragtig, maar Trello is makliker om mee te begin. Ja. En ek dink dis die key wat ek ook wil sê, wat ons altyd praat oor tegnologie is, jy kan met die Ferrari wil wegspring en met al die knoppies en goeders, maar jy nie kan bestuur nie, gaan jy hom crash. En is so met sagte waar ook, weet, dis makliker om net te begin en iets te kry. Jy kan van Trello af oorskuif Jira toe wanneer jy reg is. Ja, baie belangrik en dit was presies my belewenis. Ek het begin met Trello en toe het ons later soveel power-ups in dat ek het 'n tool gesoek wat dit alles self het en wat Jira nou net vir mense doen is om, jy weet, toe te laat om dashboards te bou en allerlei filters en views en reports en sulke goeders, maar Trello is die basics en dit gaan daaroor om to do, doing, done, die agile project management method om net 'n plek te hê vir elke projek waar die verskillende taakies onder hulle status gelys is as tickets, assign aan iemand met 'n due date en daar kan jy ten minste bietjie sien wat aangaan, jy skuif dit net aan, ek sê altyd dis soos 'n abacus, wat ek net die kraaltjies so aanskuif en uiteindelik het jy 'n view van wat aangaan en jy kan beplan en so aan. En dis ook so R200 'n maand per user, maar ek dink eintlik Trello en Jira het free versions wat jy redelik ver mee kan kom. En dan eers as jy 'n klomp extra features gebruik, dan raak dit nou so. Dan Google Drive, OneDrive, Dropbox, vandag goed, maar ek dink dis daar 'n online folder file system is 'n moet cloud-based Cloud Drive. Ja, Cloud Drive. Whether dit nou Dropbox, Google exactly, weer is dit maak nie saak die brand. Wat ek wel vind is dis handig om iets te hê wat ander mense ook gebruik, maar daar is nie iets wat almal gebruik nie, maar tussen OneDrive, Google Drive en Dropbox het jy 80% van mense is op een van daai. En ja, jy kan daar jou folders, jou goed online save en jou folders met iemand share en vir almal toegang gee tot dieselfde goeders. En ek dink daarso sal ek sê as mense 'n bietjie wil fancy raak, wat ek geleer het wat 'n groot verskil maak, is naming conventions en nomenclature, om net 'n stelsel vir benaming te hê. En my werk is byvoorbeeld baie belangrik om altyd die dokument se datum in dieselfde formaat aan die heel begin van die file name te hê, want dan in elke folder het jy outomatiese kronologie. En dit is super nuttig om altyd op daai manier vinnig te kan, jy weet sien maar jy gebruik last modified, dit is glad nie noodwendig die dokument se werklike datum nie, so okay, daai help baie. Dan Miro is hierdie infinite whiteboard, wie ook al nie Miro of Miro ken nie, gaan kyk daarna, dit is rarig. Daar's ook weer een soortgelyke goed, ek dink OneNote en wat is die Evernote en daai goeders, ek dink nie, ek beleef dit is nie vir my so cool en nuttig soos daai. Maar ek dink die wat Miro goed maak is, wat die ander is die, uit hierdie groot, massiewe bord wat jy in en uit kan zoom, waar jy net kan letterlik klomp gedagtes by mekaar gooi. So dis die ding wat jy heeltyd gebruik. Ja, ek gebruik dit die heeltyd. Dit is soos, ek moet sê daai, ek het nou eers staan so jou blokkies intimideer my, maar toe ons nou die dag gesit het, toe bou ons saam die blokkies. Toe sit vir my baie powerful. Dus ek dink as omdat ek deel was van daai proses en homself, dis soos 'n mapping amper, net om die hele struktuur te map en so, dis baie ja, is baie kragtig. Ja, in die manual way is dit die ekwivalent van, jy het 'n groot witbord en sticky notes. Ja.
en jy begin hulle plak en rondskuif. Ek dink dis nie dis nie alwaar dit kan gebeur, maar ek meen daar's 'n vryheid van jy kan enigiets gebruik, maar ek meen dit help jou om jou gedagtes te struktureer. Ja, en jy kan soveel goed met dit integrate. Ek sit deesdae met omtrent elke projek, omdat ek met baie dokumente werk, in plaas van om met my folder uit te werk, paste ek al my dokumente in een Miro board wat te doen het met een saak. En daarin dan het ek 'n bird's eye view. Ek hoef glad nie te blaai nie, ek hoef nie dokumente te soek nie. Ek zoom net in en uit. Daar waar ek notas maak, bly dit. Volgende keer as ek terug gaan na 'n plek toe, verfris dit my geheue amper 100%. En ek dink vir die wat luister om idee te kry, as jy daai crime mystery crime and investigation goed sien, dan sien jy altyd hoe die detective die board maak met die touwtjies. Nou dis basically 'n digitale weergawe daarvan. Dit is hoe ek dit gebruik, en jy hou jy bou jou kennis so, en jy help jouself om nog 'n goeie snapshot terug te kry. Maar ek stem saam met Jacques, dit is nogals intimiderend geweest die eerste keer wat ek gesien het hoe jy daai ding gebruik, maar hy wys vir my ietsie, en toe begin hy uit te zoom en rond te skuif, en ek dink as hy daai dokument moes print, sou hy Pretoria toe geplak het, so groot is daai whiteboard, maar tot jy saam met hom sit en jy jou plan begin te sien gebeur op daai whiteboard, en hoe jou goeders by mekaar pas, dan kry jy 'n nice visual daarvan. En dit help so, mense brein is baie visueel eintlik, en as 'n mens die goed ook visueel dan tentoonstel en so kan oordra, dit is waar dat hulle sê a picture is 1,000 words, so om partykeer net alles te kan reduseer tot 'n diagram. Aan die begin is dit die mekaar, maar uit dit uitkom daai eenvoudige weergawe, en dit is baie handig. En dan die laaste ene wat ek sal noem, bespreek ons bietjie hierdie, maar is Workona. Dit is nou die nuutste lid in my familie, maar dit is nou my master project workstation. So vir my wat met baie projekte werk en in my browser lewe, omtrent behalwe vir e-mails, is omtrent alles wat ek op die rekenaar doen, gewoonlik in my browser. Nou raak het so die mekaar, en elke keer as ek met een ding begin, dan moet ek nou eers die Jira board, die Miro board, die Harvest, die alles moet ek ting gaan oopmaak, die Google Drive folder, en dan het ek nou my lesenaar nou gepak om te begin werk. Nou Workona, wat hy doen is, jy het 'n lys van al jou projekte, en vir elkeen het hy die tabs wat daarmee saamgaan, maar jy kan dit ook kategoriseer, jy kan dit save onder verskillende topics van resources, hy embed sommer jou folder, so as ek sê nou maar op so 'n internet radio se tab klik op Workona, dan wys hy nou vir my die laaste tabs waar ek was, maar ek het sê nou maar al hierdie goed van this day in history en so aan, het ek sommer gesave as resources, dat ek elke keer vinnig soen toe kan spring. My Google folder is daar, so as ek enigiets wil soek, dan gaan ek soen toe, en Workona het ook dan plek vir notes en vir tasks, so van hierdie ander goeders kan jy sommer daar binne ook doen, maar net op 'n baie elementêre vlak wat dalk nou nie so dinamies is. So ek dink wat daai baie help is vir struktuur, want hoeveel van ons tyd spandeer ons nie om goed te soek nie, of soos jy nou sê, ek wil amper op dieselfde wat jy sê, om jou tafel reg te pak, dit is die ekwivalent vir om jou browser reg te om te sê, ek dink veral in jou tipe werk weer, Marie wat sê, ek het 'n paar kliënte, of ek het klomp kliënte, en wat verskillende konteks het, te sê, ek bring kliënt A op, en hier is alles, van 'n dokumentasie tot 'n research, tot alles is gegroepeer in een uniform stelsel. Dit maak dit baie powerful. Ja, so om dit dan alles saam te bring, vir my, hoe my werkstasie lyk, is ek werk van Workona af, waar 'n lys is van my projekte, en ek het een van my projekte het ek opgestel as net my default, en daarso het ek my main dashboard van al my projekte, my main time tracking en so aan, wat ek nou die hele tyd op werk, wat ek wil kyk, wat's op die lysie vir vandag, wat was gister op wat ek dalk by uitgekom het nie, wat's môre, wat is die res van die span mee besig, daai goed kan ek nou al standaard wanneer ek oplog, dis heel eers wat ek sien, en dan uit dit uit, dan spring ek na die verskillende projekte toe, en die hele tyd terug na die default dashboard toe, en elke keer, as ek dan op 'n projek klik, dan met die Miro board wat oop gaan, ek kyk nie altyd daarna nie, maar dit herinner sommer net my brein bietjie, dit praai my eintlik 'n bietjie, dit vat my terug na daai tyd wat ek daai proses deurgegaan het om daai goed te deurdink,
my projekbestuurbord wys vir my waar staan ek met al die goed, as ek ietsie moet update ek het sommer gehou, ons het nou al dit so gemaak het ons die e-mail sommer ook na soos 'n Jira ticket toe stuur, dat dit is 'n to-do, is read email, review email gewoonlik, en dan so dan vandaar, as ek dan op 'n task klik in Jira, in my geval, dan het ek Harvest sommer klaar daar geïntegreer, en ek begin net start, en hy koppel daai projek aan die projek in Harvest, en hy sit die beskrywing wat ek in Jira gesit het, maak hy my taakbeskrywing in Harvest, en daai aan die einde van die maand gebruik ons net so om invoices mee te doen, so ek het ek sit een keer die taak neer, ek edit dit ook hier en daar bietjie, maar dit word dan 'n log van alles wat ek gedoen het, en dit word my invoicing, het spaar actually baie ure, en dit maak ook dat ek niks mis nie, want die tyd wat ek voor ek byvoorbeeld Harvest gebruik, ek tyd opgehou te begin ek weer, dan na die tyd, dan sê ek soos, hoe weet ek wat ek gedoen het, as ek nie die hele tyd met 'n stopwatch loop nie, en jy kan dit nie manually doen en neerskryf, en dan moet jy dit weer gaan intik, en sê goed, dis jy weet, dubbel so, mens kan dit nie manually so goed trek, soos om dit net in real time te doen, en ja, uiteindelik is daai goeders vir my wat regtig 'n hiperaktiewe tipe persoon is eintlik, maak dit my eintlik rustig, en dit is baie dieselfde wat ons nou oor gepraat het oor die monk mode en oor die struktuur. Ek hou nie eintlik van struktuur nie, ek is nie 'n ou wat wil, ek sê los kop, jy weet, ek wil my 'n vry denker, maar eintlik om te funksioneer, moet ek in 'n werkbare struktuur inpas, en daarbij my vryheid geniet. Anderster is daai alwaarop ek my energie fokus, want ek is nie inclined tot hierdie goed nie. Dit is, en nou het dit al so gewoonte en leefstyl geword, dat ek nou al ander mense kan help om in dieselfde manier ook hulle werkswyse te optimaliseer en so aan. So, ja, ek dink enige prokureur kan daarbey baat, maar ek dink enigiemand anders ook. Ek dink iemand soos ek is nie baie goed met tegnologie nie, en ek gebruik baie van die goeders wat ek kan gebruik nie, maar daar is van hierdie goed wat ek definitief in my besigheid wil inbring, veral daai Miro, ek het al gesien hoe werk jy daarmee, ek wil self dit begin te gebruik, maar ek dink is nou 'n goeie tyd van die jaar om actually bietjie daai goed te oefen, want die manier hoe jy Miro gebruik, dit is al 'n skill wat jy geleer het. Ek gaan nie daai blokkies van dag 1 af, nou weet ek hoe om 'n blokkie te trek, maar hoe bou ek nou hierdie hele gevalle studie, en dis definitief iets wat ek in die volgende paar weke bietjie gaan tyd aan spandeer, en kyk, en my skills oefen, dat ek volgende jaar kan begin met daai program in my besigheid. En ek bietjie blokkies bou. Ja. Ja, en ek vind dat in Desember, wanneer mens afskakel, vergeet mens baie vinnig die druk wanneer mens nou was, en wanneer mens op vakansie is, wil mens net vakansie hou, maar ek dink die minste wat ek dan by almal sal wil laat is, gaan dink hierdie vakansie bietjie oor werkswyse, gaan dink mooi oor, waar is daar ruimte vir verbetering, en net soos met die monk mode, wat se klein gewoontetjies kan ek inbring, wat gaan opbou tot massiewe voordele vir my, en al is dit 'n plan vir 2023, dink ek is dalk 'n goeie ding om gereed voor te word, is dat in 2023 maak daai tipe aanpassings en commitments, en sê ek gaan 'n paar tools leer wat vir my na volgende vlak toe gaan laat vat. Ek sal net vinnig 'n laaste ding daaroor aansluit. Julle weet ons gebruik Asana. Dis baie so Jira, dink ek, ja. Ja, maar is meer, ek sal sê, waar het vir my belangrik is daar's tweeledig. Is nommer 1 is accountability en deadline. So dis wie moet dit doen en teen wanneer. Ja. So jy daai flagging van luister, hierdie dinge is uitstaan, en is veral met my. Ek is ook soos jy. Ek haat struktuur en ek is mal oor struktuur. Inteendeel, ek het ook struktuur nodig om optimaal te funksioneer, maar in dieselfde asem is ek die losgat. Inteendeel, ek het en wat ons bietjie met die admin help, en sy instruksie is, sy moet my polisieer. Sy toestemming om my met die stok te slaan gereeld. Maar die ding is, hoekom met Asana, hoekom wat vir my belangrik was, en dit sluit aan, ek wil sê, waar jy ding kan sien, ek dink dit is weer daai, as jy selfs net daar was vir my, daar's 'n satisfaksie, ek sê daar's satisfaksie in 'n gecompliseerdheid, ek sê net as jy jou besigheidsstruktuur map, is amper daar's 'n trots om te sê, wow, jy weet, hierdie is nie
2 blokkies, one man show. Hierdie is 'n ordentlike besigheid. Is 'n well-functioning, is 'n deeglike stuk besigheid en besighede. Maar Asana was vir my belangrik, want ek wil sien wat doen ons. Ek wil vir die span kan wys, omdat ons in die digitale wêreld operate. Ek sê altyd, ek werk, een kant ek so mal oor dienste, aan die ander kant irriteer dit my so, want ek kan nie aan dit vat nie. Jy kan dit sien, jy kan dit hoor, maar jy kan nie aan dit vat nie. Nice. En met Asana is dit daar om te kan, en selfs jou kliënte kan wys. As jy dink, ons het niks gedoen nie, of jy dink, weer eens is maklik, soos jy sê, jy is hier so, kyk, hier was 150 aksies, of, jy weet, aktiwiteite wat plaasgevind het in vir jou, jy weet, besigheid hierdie maand. So ja, is vir my net 'n visual board om te wys, well done ouens, kyk wat het ons bereik hierdie maand, andersins is dit, jy is besig, maar jy weet actually die volume werk en die impact wat jy het as 'n span nie. So. En ek meen dit laat mens ook dink, jy weet die woord organisasie. Wat is 'n organisasie wat nie georganiseerd is nie? En dit is tog wat dit op neerkom, is dat dit gaan oor 'n organisering in 'n groep. So jy moet 'n organisasie wees, nie 'n besigheid wat net besig is nie. Baie. So as jy nie 'n organisasie is, dit 'n orgie. So jy net 'n gasasie. Ja. Alright. As jy is nog laaste. Om af te sluit, ek sal sommer net 'n bietjie van 'n idee gee van wat volgende jaar kom. So hierdie was nou net tools en daar's nog heel wat te sê oor hoe om dit te gebruik en soos wat Dewald gesê het, dit gaan eintlik oor die proses wat deur die tool gebruik word en nie die tool self nie, want die tool kan op die rak lê. In die nuwe jaar wil ek baie graag praat oor ietsie wat ek geleer het wat my lewe ook verander het, is GTD, Getting Things Done van David Allen. Die wat dit ken is probably a fan. Ek shout out vir julle almal, maar Getting Things Done is 'n werkswyse. Dit gaan oor 'n proses om te organiseer. Dis 'n one-pager metodologie, maar daar's baie diepte daaraan, hoe om van 50.000 voet, 40.000, 30, 20, 10 grondvlak landing stroke, hoe om van doelwitte en visie en waardes daarbo af te kom tot take en verantwoordelikhede en deadlines, hoe om goed af te breek in fokusareas en projekte en verantwoordelikhede. Dit is nogals iets, en om van elke inbox in jou lewe, van jou WhatsApp, foon, e-mails, fisiese inbox, elke bron van kommunikasie, hoe om dit elke keer te filtreer in daai stelseltjie in, tot waar hoort alles. So sy opvolgboek vir Getting Things Done is Making It All Work. Jy moet alles werk maak. En as jy dit soos werk hanteer, dan sal jy dit reg hanteer, as jy jou werk reg hanteer, en dan kan jy ook baie meer uitgevoer kry, soos, okay, so daar ons praat, en die ander ding is dan, en ek dink dit sal natuurlik daarop volg, is dan 'n bietjie meer van die teorie van projekbeplanning. Eintlik net beplanning, weer eens, Making It All Work, dit is, breek het af, maak het 'n projek, verstaan wat is die definisie van 'n projek, en vat dan die prioriteite, breek het af, beplan en uiteindelik trek. En daarmee het mens redelik, jy weet, mens wil graag die pyl in die boog wees, lekker, jy weet, styf gespan reg om te gaan, maar eintlik wil 'n mens seker maak dat jy die target tref. Dit is uiteindelik die belangrikste, en partykeer, ek dink veral in Gauteng, ek weet nie of mag ek praat vir die res van land, maar ek weet, ons is hier in die hamsterwieletjie ratreis, jy weet, en ons hou daarvan besigheid, jy weet, dis aktiwiteite, vat tyd, en dis moeite, en dit is stress, en jy weet, ek het te veel verantwoordelikheid, dit is die taal wat ons heeltyd met mekaar praat, maar uiteindelik wil ons eintlik maar net doeltreffend wees, en hoef nie noodwendig onsself te ooreis en heeltyd oorweldig te voel om dit te bereik wat ons hoef nie, en baie van die stress kom eintlik uit goed wat ons oor onsself bring, en daai wat jy gepraat het van die uitdaging, jy weet, om die uitdaging regtig te kan aanpak en nie 'n slagoffer te wees van omstandighede nie. Ek sien net. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in, sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify,
Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.